Goeiemôre. Jy luister na oordenking 118 in die reeks Kopskuif. En die tema vanoggend is empatie of strategie. Een van die hartseerste dinge in die lewe is mense wat verstrengel geraak het in hulle self. Soos 'n stoeier wat homself vaspen op die mat. 'n Bokser wat homself slaan. 'n Rugbyspeler wat homself duik op pad doelpale toe. En elkeen van hulle sê, sien jy, dit werk nie. Sien jy, ek het weer misluk. Wat ek nou gaan sê kan veroordelend klink. Maar ek hoop jy hoor dit eerder as 'n baie reguit gesprek. Ons almal het empatie nodig. 'n Oor wat na ons luister, iemand wat verstaan waardeur ons gaan, wat met ons gebeur het of wat met ons nou gebeur, wat na ons wonde kyk en sê, dis verskriklik erg. Ek is jammer vir jou. Hoe kan ek jou bystaan? Hoe kan ek help? Kom ons verwys hierna as terapie, want die woord therapeuo in Grieks beteken om te versorg of gesond te maak. Hoor, dis dadelik, ek praat nie nou van kliniese terapie nie, ek gebruik die woord as 'n beeld, 'n raamwerk waarbinne ons onsself verstaan. So ja, ons het terapie nodig. Ons het nodig om versorg te word, om gesond gemaak te word. Maar ons het naas terapie dikwels ook strategie nodig. Die Griekse woord strategeo beteken om te kommandeer, beheer te neem, om te lei. So ons het soms empatie nodig, maar dikwels het ons eerder 'n nuwe strategie nodig. En dit is so belangrik om die onderskeid te tref. Dit is so sleg as iemand terapie nodig het en jy wil vir hulle 'n nuwe strategie gee. Maar net so skadelik is dit wanneer iemand 'n nuwe strategie nodig het en jy dink hulle het terapie nodig. Gestel ek het in 'n slegte gewoonte verval, soos byvoorbeeld, ek is baie negatief, ek is bitter, en ek gaan maar net deur emotions by my werk. Nou kom sien ek jou vir raad, en jy empatiseer met my, jy voel jammer vir my, jy het begrip, en ek gaan daar weg, en voel sommer stukke beter. Alles goed en wel. Maar nou is ek volgende week weer terug, jy empatiseer met my, voel jammer vir my, jy verstaan en jy ondersteun. Ek gaan daar weg en voel sommer stukke beter. Volgende week is ek weer terug. En weer gaan ons deur die ritueel van empatie, jammerte en ondersteuning. As jy so met my aanhou empatiseer, is jy eintlik besig om my magteloosheid en my verstrengeldheid te bevestig. Jy sê, ja, jy's reg, jy is magteloos en jy is verstrengel. Jy gaan nie hier uitkom nie. Want ergens in die proses gaan jy, as jy werklik my vriend is, ook regheid met my wees en met my die waarheid deel. Naamlik dat ek 'n nuwe strategie nodig het. In my denke, emosies en optrede het ek nodig om aanpassings te maak. Ek gaan magteloos en ek gaan verstrengel bly solank ek so bly dink, voel en optree. Dus, ek het strategie nodig. Ek het nodig om te kommandeer, beheer te neem van my lewe, verantwoordelikheid te neem vir my denke en my dade, my logiese oorsaak en gevolg afleidings en te besef, daar's nuwe moontlikhede moontlik. 'n Nuwe dag kan aanbreek. Daar is genoeg verskonings vir ons mislukkings, genoeg redes om moedeloos te voel en negatief te wees. Maar so is daar miljoene meer redes om optimisties te wees, positief te wees, op te kommandeer en leiding te neem. Daar's 'n ou legende wat afkomstig is van die Cherokees. Hulle vertel, 'n oupa het by sy kleinseun gaan sit, wat gesien het dat hy worstel.
En hy sê vir hom dat elke mens het 2 wolwe in hulle. Die een wolf is 'n goeie wolf, liefdevol, hoopvol, vriendelik, lojaal, vol waarheid. Die ander wolf is 'n slegte wolf, 'n wolf vol woede, vrees, haat en vernietiging. En hierdie 2 wolwe is ewig in ons aan die beklei. Maar watter wolf sal wen, oupa, het die seentjie gevra. Waarop die oupa antwoord: dit hang af watter een jy bly kos gee. Hemelse Vader, U wat ons in U oneindige liefde genade betoon het, wat ons U kinders gemaak het, ons wonde verbind het, vir ons genesing gebring het. U het ons ook uitgestuur. U het ook vir ons die verantwoordelikheid gegee van ons lewe, om verantwoordelikheid te aanvaar vir ons gedagtes, ons emosies en ons dade. Hemelvader, help ons om die regte wolf kos te gee, sodat ons oorwinnend in vreugde, in hoop en in positiewe denke elke dag sal leef. Dankie vir U oneindige liefde. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.